Nou ja, ons is besig met 2 Petrus, ons is eintlik maar nog net so in die begin daarvan. Nou as ons so gou net vir julle kan opsit, en net omdat ons 'n rukkie terug gehad het, die struktuur van Petrus soos dit gaan behandel, dan sal ons sien dat ons begin daarso by die eerste deel. Analiseer aangaan asseblief. Die regte verstaan van die geloof, dis die eerste gedeelte wat ons gaan behandel, en dis die regte punt waar ons moet begin werk en waar ons moet begin praat oor, en dis waarmee ons besig gaan wees in die volgende tydjie, en waarmee ons besig was, dat 'n groot deel gaan oor dwaalleraars en die goed wat hulle sit, maar ons kan nie oor hulle gaan praat, as ons nie verstaan maar wat is die belangrike goed in die woord nie, die belangrike goed rondom geloof nie. So ons is nou daai gedeelte is ons besig, en dan gaan dit na die regte verstaan van die woord toe, en dan die regte verstaan van dwaalleraars, en dan die regte verstaan oor die toekoms en die verwagting wat ons in die toekoms het. En dis min of meer hoe ons die boek gaan hanteer en gaan kyk, wat dis die temas waarmee Petrus dan besig is, in die besonder in sy tweede brief wat hy oorskrywe. En 'n groot deel daarvan is maar om te kyk na die era wat ons in leef, en die tyd waar ons in lewe. Partykeer dink ons is nuwe goeters, maar as ek nou Petrus so kyk, dan sien ons is maar stokoud. Daar is eintlik niks niets onder die son nie. Die kerk wat nog altyd moes veg vir die waarheid. Vandat die kerk gestig is, in die Nuwe Testament en Ou Testament, ons het dieselfde ook gehad, en die valse profete. In die Nuwe Testament het ons het maar dieselfde stryd. Die duiwel wat die dinge wil afwater, en laat Christene se fokus en sy oë, en 'n verdraaiing van die evangelie. En dis is niks niets nie. En dis interessant as mens hierna kyk, ek het dit nog nooit werklik so opgelet nie, dat as jy begin lees daarmee in die agtergrond van dwalings en dwaalleraar, hoe vol die Nuwe Testament daarvan is. Amper een van die swaarste temas, wat die meeste oor gepraat word. So ons moet as kinders van die Here nie skrik, en besonder in die era en eeu waar ons in lewe, dat ons baie hieroor moet praat nie, en sorg dat ek geanker is op die regte plek. Nou voor ons aangaan, en ons oor al hierdie goeders gaan praat, is ons nou besig met die reg verstaan van my geloof ook, en ek wil hê as ons na die volgende gedeelte lees, wil ek stil saam met dit wat tussen die lyne geskrywe staan. Ons sal volgende week weer aangaan met dit wat in die lyne staan. Kyk 'n bietjie na die sekerheid waarmee geskrywe staan. En dis waarby ons moet stil staan, my geloof sekerheid. Dis die volgende tema as ons praat oor die reg verstaan van geloof, is sekerheid, sekuriteit wat ons het. Goed, kom ons begin daar by vers 3. Hy skryf sy goddelike krag het, kyk na die woorde het, na die vastheid daarvan, ons alles geskenk wat ons nodig het om te lewe en om te dien. Ons het so vorige keer daarvan gepraat, die genoegsaamheid van die verlossing. Ons het alles wat ons nodig het. Daar's niks wat ek kan bydra nie. Ons moet besop as Christene vir die Christus plus. Nog iets anders, 'n Christus plus my werk, 'n Christus plus ek moet nog een of ander sakrament doen, ek moet nog een of ander doop doen, besnydenis doen, al daai tipe van goeders. Dis klaar gedoen. Alles geskenk wat ons nodig het om te lewe. Dit kom deurdat ons hom ken. Kyk die vastigheid daarvan, nie kan nie, ken hom, wat ons geroep het deur sy heerlike mag. Deur dit toe tot hy ons kosbaarste en allergrootste gawes geskenk wat hy beloof het. Hy het dit geskenk. Daardeur kan julle die verderf ontvlug wat deur die begeerlikheid in die wêreld werksaam is en deel kry aan die goddelike natuur, dis vastigheid. En juis om hierdie rede moet julle alles in die stryd werp om julle geloof te verryk met deugsaamheid, en die deugsaamheid met kennis, en die kennis met selfbeheersing, die selfbeheersing met volharding, die volharding met godsvrug, die godsvrug met liefde onder mekaar, en die liefde onder mekaar met liefde vir alle mense. As julle dit alles in besit, en dit neem steeds toe, sal julle met ywer en met vrug ons Here Jesus Christus beter leer ken. Iemand wat hierdie dinge nie sy eie maak nie, is kortsigtig. Nog erger, hy is blind, en het vergeet dat hy van die vroeë sondes gereinig is. Daarom broers moet julle des te meer daarop beywer om deur julle hele lewe te bewys dat God julle geroep en verkies het. Kyk besonder na wat ons hier skrywe in die agtergrond daarvan. Ons hele lewe moet 'n bewys daarvan wees dat ons geroep is en uitverkore is in Christus. As julle hierdie dinge doen, sal julle nooit struikel nie. Dan sal vir julle ook 'n vrye en 'n feestelike toegang wees tot die ewige koninkryk van ons Here en Verlosser Jesus Christus.
Beywer julle daarvoor om met julle hele lewe te bewys dat God julle geroep het en verkies het. Nou, ek wil so kortlik stil staan dan besonder by die sekerheid wat ons geloof het en die regte verstaan van die sekerheid. En dit is vir my een van die opvallende dinge as ons nou gaan praat, dan gaan ek my fokus net op die kinders van die Here. Ek praat nie van valse gelowiges of kerkgangers of godsdienstige ouens nie. Geloofsekerheid is in elk geval nie deel van hulle lewe nie en dit sal nooit daar wees nie. Omdat hulle nie gewortel is in die Here Jesus Christus nie, sal hulle dit altyd ontwyk. Hulle sal altyd wonder. Maar nou wil ek stil staan vanoggend by kinders van die Here. Want ek kom agter en is 'n ding wat ek baie vroeg in my bediening gesien het deur die jare ook, dat kinders van die Here wat werklik aan die Here behoort, wie se naam in die boek van die lewe geskrywe staan, ook nie die sekuriteit het nie. Ook nie weet nie. Dit was baie kinders wat ek al gehoor langs die pad wat nie geweet het ek kan weet dat ek die ewige lewe het nie, dat ek 'n kind van God is nie. Wat nooit besef het maar ek kan sekuriteit hê in hierdie dinge nie, dat dit vas is. Baie kinders van die Here leef maar, ek hoop maar, die beste te bereik, en ons sal maar sien as ons daar uitkom ook. Kom ons maak gou 'n toets, beantwoord dit vir jouself. Dis maar 'n ou vraag wat ons in die evangelie wêreld gebruik, as jy die evangelie aan die mense verkondig, of met hulle breek, of met hulle praat, is die ou vraagie maar altyd daar, weet, as jy nou te sterwe kom, ek hoopelik nie nou in die diens nie, kom sê vanaand, in jou slaap, heel rustig, voor ek iemand ontstel. Nou, en ek maak my oë oop, is ek seker, ek gaan in die hemel wees. Dis 'n vraag wat jy vir jouself afvra. En dis die sekerheid waarvan ek praat, die sekuriteit dat ek weet, maak saak wat my gebeur nie, ek hoop nie so nie, ek is so 90% seker nie. Onthou toe ons met 1 Johannes besig was, hy het geskryf in Johannes 5, ek skrywe hierdie dinge aan julle, dat julle kan seker wees. En Petrus, en die implikasie van, daar's 'n sekerheid en 'n vastigheid in my geloof, en dit moet staan ook, en dit is belangrik dat ons daarop moet staan. Ek kan weet. Dis een van die wonderlikste en die bevrydendste dinge, en dis die deel wat ingevang word in die woord evangelie, die goeie nuus. Die goeie nuus nie net van my verlossing nie, die goeie nuus van die sekerheid van my verlossing. Die sekuriteit daarvan, dat jy kan vanaand jou kop gaan neerlê, en ek hoef nie te worry as ek nog in die nag moet gaan nie, ek hoef nie te worry as ek iewers langs die pad moet beswyk, waar ek gaan wees nie, ek weet verseker. Het jy die sekerheid? Ons staan om dit te hê. Kom ons kyk 'n bietjie, ek wil stil staan besonder vanoggend by die dinge wat kan maak dat jy dalk nie seker is nie. En kom ons haal hierdie struikelblokke 'n bietjie uit die pad uit. Soos ons so deur hulle werk, hulle is baie nou mekaar vervoeg en vervleg ook, so dis nie punte wat los mekaar staan nie, so ons gaan baie goed lyk as wat raal, dit is maar so 'n bietjie op 'n ander terrein. En kyk 'n bietjie ook, as jy dalk onseker is, waar kom dit dalk vandaan? En vat dit ook vir punte wat jy dalk met iemand anders te moet praat. Met al die toerusting wat jy het, is nie net vir jouself nie, onthou dit. En wat jy leer en hier toegerus word, is om toegerus te word, om in die wêreld hier buite te werk. En dit wat jou dalk laat twyfel het, en dit wat jou onseker gemaak het, is dalk wat iemand onseker om jou ook maak. En gebruik jou eie getuienis om vir hulle die vastigheid te gee. Ek weet verseker. Een van die eerste dinge, en wat kan gebeur, en dit is my hartseer dat ons dit nie meer vandag so erg het nie, is erg Bybels konfronterende prediking. Ons het 'n baie sterk era daarvan gehad, en dit lyk my of die wêreld en die kerk in reaksie daarteen is. En dis 'n belangrike deel ook, en vir my is dit nogal belangrik om daarna te kyk, en dit is goed om te hê, konfronterende prediking, wat praat oor sonde uitwys, en die effek en die gevolge daarvan, en die standaard van heiligheid en heiligmaking uitwys, dis belangrik, maar dit moet gebalanseer word. Ook met die genade, en die liefde, en alles daarin. En dit is 'n gevaar, en ek sien dit raak ook, en miskien kan dit in my lewe ook maklik kon gebeur het, dat mens net kyk na een kant, want jy sien mense, jy sien hoe hulle in sonde val, jy sien hoe die wêreld al hoe donkerder raak, en soos mens maar soos 'n pa is oor jou kinders is, en dan kan jy partykeer bietjie erg streng met hulle wees, en jy weet hoe dit gaan as mens bietjie erg streng is, dan kan jou kinders rebelleer aan die ander kant toe, ne? En dis nie jou bedoeling nie.
Maar as mens baie onder erge prediking kan loop, en dan kan ek sien, maar die bar is net so hoog, en ek kan dit nie bereik nie. En daarom is dit belangrik, mens het altyd balanseer ook met die ander kant ook. Ek dink in my lewe vir my, wat ek myself uitgemaak het, is as mens die Bybel vat en jy preek hom so deur. Dis die lekker deel, dan kom ons by alles. Dan balanseer mens, want die woord is self gebalanseer. Dit is waar, ja, die wet is daar, die gevolge is daar, die sonde is daar, en God haat sonde, maar daar is ook die genadekant. Die tweede ding wat mens kan dalk voel, dat ek kan nie sekerheid kry nie, is, en dit kom uit ons, dat voel is dalk te sondig om gered te word. Party mense, ek dink ek is ook een van hulle, wat 'n baie hoë selfstandaard het, en as jy dit nie bykom nie, en dan kan jy jouself nogal erg op jouself wees. Ek weet nie of julle dit ook weet in julle lewens nie. Ek bied myself baie erg op as ek nie by my eie standaard uitkom nie. En in die Christendom kry mense dit ook, dat ek voel, en ek weet wat die Here sê, en ek kom nie daarby uit nie, en dan voel ek voel onwaardig, en ek voel net sleg, en ek voel ek kan nie gered word nie, en U is so heilig in alles. En as ek die goed in my lewe sien, dan wonder ek, is ek 'n kind van die Here? Nou, hoe kan ek wees? En ek besef nie wat die Here alles vir my gedoen het nie. Die gewete is daar. Party mense het 'n baie ooraktiewe gewete, wat nie noodwendig 'n slegte ding is nie. Ek is bekommerd vir 'n onderaktiewe gewete. Maar dit kan my steel. En ek moet dit balanseer met wat die woord leer oor my gewete. Paulus sê ek het 'n gewete, maar God staan bo my gewete. Paulus sê my gewete kla my nie aan nie, maar dit beteken nog nie dat ek nie skuldig is nie. God weet, hy wys. En dit bring ons by 'n derde enetjie, en ek sê die goed is baie mekaar gevleef, en ek haal 'n bietjie uit mekaar uit, dat ons mooi daarna kan kyk. Maar die gewete deel, en ek is te sondig, kom terug na die regte verstaan van die evangelie. En dit is vir my verbasend dat baie kinders van die Here nie die evangelie reg verstaan nie. Want as ek die evangelie en dit wat die Bybel vir my skryf reg verstaan, dan maak dit my vry van so baie dinge in my lewe, en nommer 1 gee dit my so baie seëninge in die lewe, en een van hulle is hierdie sekuriteit. Ons het laas daarvan gepraat en net geraak in die kerk van die Here Jesus Christus, en lyk my hierdie Arminianisme wat nou al vir baie jare loop, dekades in die kerk deurloop. Arminius het geleer dat jy het die vrye wil, en jy kan kies, en 'n bietjie ver gegaan met jou vrye wil. Dit is nie gebalanseer met God se wil nie. En dan op die ou en dat, weet ek moet iets bydoen. Jy het gesondig het, en dan moet ek regmaak, en ek moet opmaak. Nou ja, dat is 'n halwe waarheid daarin. As jy iemand onreg aangedoen het, moet jy gaan regmaak. Maar as kind van die Here, is daar niks wat ek kan terugdoen aan die Here en vir hom nie. Ek kan nie betaal vir my sondes nie, ek kan nie regmaak vir my sondes nie, dis onmoontlik. En as ons hoor as die ou praat en sy ou teologie het, dan is daar 'n stuk van jou vlees wat dit voel. Dink maar net as jy iets verkeerd gedoen het, en jy het gesondig, doelbewus, hoe voel jy, né? Wat is jou eerste reaksie? Ek wil iets doen, en ek wil iets regmaak. Die Bybel leer, daar is niks wat ek kan doen nie. Christus het dit klaar gedoen. Mens kry in party Christene ook die gevoel en die denke, dat die Here het al my sondes vergewe tot ek tot bekering gekom het. En daarna, nou is ek 'n kind van die Here, en ek doen die goed wetend ook, en die goed is erger, en ek weet nie of die Here my die goed kan vergewe nie. Maar ek weet mos van beter. Maar ek doen dit. Miskien is dit iets waarmee jy sukkel. Miskien is dit een of ander verslawing. Miskien is dit net een of ander slegte gewoonte. En ek sukkel. Maar omdat ek die evangelie nie reg verstaan nie, die totale verlossing van die Here Jesus Christus, is die bevryding daarin. Hy het my nie bevry en die sonde vergewe wat ek gedoen het voor ek tot bekering gekom het nie. My liewe mense, hy het nie net die sonde vergewe wat jy hierdie week gedoen het nie. Dis vergewe dit wat ek nog gaan doen. En dit is volbring.
in totaliteit vir die gelowige klaar betaal. Ons het begin met die woord, ek het julle alles geskenk wat julle in Christus nodig het. Alles. Die volledige pakket. Moenie laat die duiwel jou in dwaling jou ontroof. Die feit dat ek weet dat ek kind van die Allerhoogste is nie. Dis kosbaar. En die duiwel wil my beroof van wat kosbaar is. 'n ander ding wat twyfel veroorsaak in kinders van die Here se lewe, en ek wil graag daarby stil staan, en ek dink is nodig om te sê, want kinders van die Here weet nie altyd wanneer hulle tot bekering gekom het nie. Daar's verskillende maniere, en elkeen van ons het die Here 'n baie unieke ontmoeting. Weet jy, ek sien nogal uit in die hemel, dis een van die dinge wat ek na uitsien, is om in die hemel net te kom en dan by elkeen sy storie te hoor. En ek kan sien hoe die toneel afspeel, dis nou maar my kop hoe ek die dingetjies sing, ek weet nie of dit so gaan wees of nie, dat ek by elke ou kan kom, van Adam af tot in die uitkom, en dan hoor ons hoe hy by die Here Jesus uitgekom het. En elke storie gaan soos 'n sneeuvlokke wees, en dit gaan so uniek wees, en dan kan ek hoor ons luister, en miskien 'n paar mense wat saam luister, hoe hy sy getuienis gee, van waar hy was, en hoe die Here sy lewe verander het, en dan kan ek sien hoe bars die hele hemel uit, en die engele uit, en dan gee hulle glorie aan God vir dit, dat hierdie sondaar gered het. Maar die feit van die saak is, elkeen van ons word anders te gered. Daar's mense wat soos Paulus gered word, wat verskriklike lewens gehad het, wat ver van die Here was, vol haat, vol self, en moord in sy oë, en hy was geregtig en self voldaan. En dan kom hy op 'n Patmos, en die lig in die hemel, en God slaan hom in die grond. En dit is lekker om maar sulke getuienisse te lewe. Ek persoonlik, dis nou 'n sensasionele deel, ek vrees nie aanklank daarbey nie, want my getuienis is baie anderste, miskien meer soos jou getuienis. Was verlore binne in 'n Christelike huis. Ken alles, weet alles. Ek onthou wanneer ek tot bekering gekom het, maar nie almal nie. Ek weet nie of Timoteus presies vir dag en datum wil gee nie. Deur die jare in die bediening het ek al gesien hoe mense se lewens verander. En die feit van die saak is nie 'n dag of 'n datum nie, asseblief. Dit maak nie saak nie. Wat saak maak is dat ek kan sê, ek was verloor, ek was sonder Christus, was met myself, maar nou is ek. Ek kan nie vir jou sê presies wanneer dit plaasgevind het nie. Maar wat ek kan sê is dat dit gebeur. Ek het dit in baie van julle se lewens al gesien. Ek onthou die julle wat ouer is, onthou vir Oomskalk en Tannie Janet, soos hier kom, het Oomskalk nie eens geweet waar sy Bybel is nie. Ek onthou het nog my stof afgeblaas. En dit was nie baie lank daarna nie. 'n paar jaar. Toe het hy sy eie Bybelstudiegroep. En hy is vol ywer en passie met die Here. En ek is redelik seker as jy hom vra wanneer dit gebeur, sal nie vir jou kon sê nie. Maar die feit van die saak is dat die Here het iewers begin met hom aan pad gestap, sy oë oopgemaak, homself aan hom geopenbaar, en selfs 'n matig het dit gebeur, en hy het sy lewe aan die Here oorgegee. Dit maak nie saak of jy nie weet of daar 'n uur of 'n dag of 'n datum is nie. Wat saak maak is, ek weet ek is 'n kind van die Here, ek glo in hom, hy is my koning, hy is my verlosser. Dis al wat saak maak. Moenie dat hierdie datum en uur en daar so beweging wat in die land en die wêreld deurgegaan het ook, dat jy moet 'n dag en 'n datum hê. Ek weet nie waar jy dit in die Bybel kry nie, dit staan ergens daar nie. God werk nie altyd so nie. Feit van die saak is, ek kan terugkyk in my lewe, ek kan sien God werk. Ek was. Hy het my oë oopgemaak en ek is. Daarom is ek kind. My sekuriteit lê in hom. En die duiwel wil graag dit goed gebruik. Baie van ons het 'n dag en 'n datum, ons het 'n tyd waar ons nog kan terugkyk. Dit maak nie meer kosbaar of 'n groter getuienis as wat die Here oor 'n tydperk gewerk het nie. So moet tog asseblief nie daar vas staan en daaraan kyk nie. Nog 'n ding wat maak dat ek nie sekuriteit het nie, is ons sukkel met sonde in ons. En dis 'n groot deel. Ons weet dat sonde steel my vreugde, dit steel my vrede. Ek weet dat sonde steel my gebedslewe. Maar sonde steel ook my sekuriteit. Maar hier's wat dit kom. Ek het net nou gepraat van die reg verstaan van die woord.
Sonde kan al hierdie goed van my steel. En dit is reg so, ons moet strewe na 'n heilige God, gewelgevallige, toegewyde lewe aan hom. Die realiteit is, en daar moet ons Romeine 7 nou mooi lees, en mooi en reg verstaan, gebalanseerd verstaan, die sonde is in my, dit gaan daar deel wees, totdat ek die dag by die Here aankom ook. Ek hoef nie sy slaaf te wees nie, hy hoef nie in beheer te wees nie, ek kan dit oorwin, maar hy is daar. Ons moet dit balanseer wat Paulus ook skrywe, aan God die dank in die Here Jesus Christus is die bevryding. Hy doen dit. Jy gaan sukkel met jou vlees, totdat die Here Jesus op die wolke terugkom, of totdat jy voor sy troon verskyn, hoe dit ook al mag sy. Sonde gaan jou sekuriteit steel, dit gaan jou vreugde en jou vrede steel, dit gaan moeilik maak gebedslewe, dit gaan moeilik maak om te getuienis, maar dit steel nie jou sekuriteit nie. As jou naam geskryf is in die boek van die lewe, kan niemand dat daar uithaal nie. Nie eers ek self nie. Hy het jou uitverkies. Lang voor die geskiedenis nog begin het hy jou by jou naam geroep, jou naam geskryf aan sy handpalms, en niemand kan dit daar uitvat nie. Dis waar jou sekuriteit lê. Moenie laat my sekuriteit lê in wat ek is en wat ek doen nie. Ek is 'n mens en ek val. En ek moet dit vir julle sê, ek as predikant, partykeer dink mense ons het nie dieselfde probleme nie. Ons kry dit makliker. Daar's nie so iets nie. Ek is mens. Maar my sekuriteit lê in die feit dat ek glo en hou vas aan wat hy gesê het. Ek kan nie na my eie lewe, my ups and downs kyk, my goeie bedoelings wat ek het en ek val daarin. Dit werk nie. My sekuriteit is aan hom en wat hy gesê het. Bring my by nog een, wat kan my sekuriteit steel? Bybel praat so baie oor beproewings en lyding. En dis een van die dinge wat baie Christene se fondasie skud. As alles begin uitmekaar uitval om jou. Maar hoe kan God dit toelaat? Is God nog daar? Is ek regtig sy kind? Sal hy met sy kind hierdie dinge laat gebeur? Ons verstaan nie altyd die lyding en die beproewing reg nie. Ek dink selfs binne ons eie kerk, en as dit goed bedoel het dat ons op die Bybel staan, is daar nog die konsep en die persepsie wat loop as ek kind van die Here is, en ek is ernstig oor die Here Jesus Christus, dan gaan alles net met my goed gaan. En ek is jammer, die Bybel skryf nie daaroor nie. Selfs die grootste manne van God en die grootste predikers van God se pad is besaai met baie lyding, baie ellende en siekte. Hulle is dit nie ontneem nie. En ons wil tog maar voel, jy weet, as ek regtig ernstig oor die Here is, dan word ek soos van gevrywaar van die wêreldse dinge. Ons is in hierdie wêreld. Romeine 5. Ek wil daarso dit lees, sommer van vers 1 af. God het ons nou vrygespreek deurdat ons glo. Daarom is nou vrede tussen ons en God deur ons Here Jesus Christus. Deur hom het ons in die geloof ook vrye toegang verkry tot hierdie genade waarin ons nou vas staan. En ons verheug ons ook oor die hoop om deel te hê aan die heerlikheid van God. En dis egter nie al nie, ons verheug ons oor die swaar kry, want ons weet dat swaar kry kweek volharding en volharding kweek egtheid van geloof en egtheid van geloof kweek hoop. En die hoop beskaam nie. Want God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat hy aan ons gegee het. Sien ek lyding en beproewings reg? En dit is nodig dat ek hierdie goed moet reg verstaan, want daar lê 'n sekuriteit ook vir my in wie ek is aan God. As dit moeilik gaan om jou en die lyding en die beproewing gaan, dan sal mense partykeer pad gee. Maar God is wat hy is. Onwankelbaar. En hy doen wat hy sê hy gaan doen. En my sekuriteit lê daar. Daar is baie vrug in lyding en in beproewing. Anders sou Christus nie sy kinders daardeur laat gaan nie.
Nêrens beloof die Bybel vir ons dat ons gaan dit 'n maklike lewe hê, ons gaan dit 'n goeie lewe hê nie. Die Here beloof vir ons een ding en ek beloof vir julle, daar gaan moeilike tye kom. Ek beloof daar gaan lyding wees en hierdie lyding gaan jou egtheid van jou geloof kweek en dit gaan jou toets in jou geloof ook. Kyk in 1 Petrus 1 wat ons so rukkie teruggehandel het. Hy sê verheug hieroor selfs al is dit nodig dat julle kort tydjie bedroef gemaak word deur allerlei beproewings sodat die egtheid van julle geloof getoets kan word. Julle geloof is baie kosbaarder as goud. Is goud wat vergaan. Nou julle weet hoe maklik of vinnig vergaan goud, né? En geloof is baie meer as dit. Die kosbaarste ding wat jy in jou lewe het, jou kosbaarste besitting wat jy het, is my geloof. En beproewing, en dit moet jy mooi verstaan, is nie om vir God te wys wat jou geloof is nie. Hy ken alles. Beproewing en moeilike tye is om jou te wys wat jy glo. En jou uit te daag, en jou te laat vashou en te gryp en wilsbesluite te maak, Here, ek weet nie wat aangaan nie, ek verstaan nie hierdie goed om my, maar ek gryp in die vas, alles werk ten goeie mee, u woord sê dit, en ek hou daaraan vas. Dit is kosbaar. Daarin lê my sekuriteit. Ek is kind van God. Ek verstaan nie wat rondom my aangaan nie. Ek verstaan nie hoekom die golwe my slaan nie. En jy dink as die een ding, dan is dit die volgende ding, dan is die volgende ding, en alles val op jou neer. Waar is God? Hy is nog steeds in beheer. Hy is besig om my te vorm. Hy is besig om my te slyp. Moenie dat jou omstandighede jou sekuriteit steel nie. Staan in jou geloof. Ek weet nie wat kom nie, ek weet nie waar jy net op pad is nie. Ek weet my verlosser lewe en hy het volledig beheer. My lewe behoort aan hom. Beproewing is nie van ons stel om ooit jou sekuriteit te steel nie. Jou vreugde en jou vrede in die Here te steel nie. 'n Volgende enetjie. Party mense het nie sekuriteit nie, omdat hulle nie die woord ken nie en gehoorsaam nie. Dis skriwend en 'n skande hoe baie mense wat al vir baie jare kinders van die Here is, nie hulle Bybel ken nie. As ek nie die woord ken nie, kan die Gees nie met my praat nie, kan die Gees nie my oë oopmaak en vir my openbaar en vir my leer nie. Die Heilige Gees gaan vir jou niks anders sê as wat in hierdie Bybel staan nie. Die Bybel is baie duidelik daaroor. Ons het nou 'n hele vlaag van sogenaamde profete wat weer in die land opvlaag maak. En dit is absolute onsin, want God het klaar gepraat. En die Gees werk deur die woord wat jy leer ken. En hy verlig dit in jou verstand en hy lei vir jou op jou pad. En as jy nie die Bybel ken nie, kan die Heilige Gees nie met jou praat nie. En as jy net Johannes 3 vers 16 sê, ek weet nie op hoeveel maniere die Heilige Gees daar eie teksie vir jou moet sê nie. Maar as 'n menigte goed wat hy nie vir jou kan sê nie. Want dit is nie hier nie. Dit moet geken word en dit moet gedoen word. Daarin lê my sekuriteit. Die groei daarvan in my. En die pad saam met dit. 'n Laaste enetjie. Daar is twyfel in kinders van die Here se lewe, omdat daar doelbewuste en versteekte sondes in hulle lewe is. En dit gaan altyd jou vrede en jou sekuriteit steel. En die Here het gekom om ons vry te maak van alle sonde. En alles moet bely word. Is daar in jou lewe sonde wat jy nie wil laat gaan nie? Is daar 'n weldes wat net bly lê? Mag seksueel wees, mag na materiële goed wees. Is daar 'n bitterheid wat jy nie wil los nie? Is daar 'n onvergewensgesindheid wat in jou hart lewe teenoor enigiemand? Hierdie goed gaan jou breek. En dit steel jou kosbaarste deel wat daar in jou is.
is jou sekuriteit van wie en wat jy is in Christus. Ek kan nie sonde toelaat. Dawid het dit so pragtig gebid. Here, deur grond my hart, sien die onrus in my hart raak, is daar sonde in my. Dalk goed waarvan ek nie eens bewus is nie, wys vir my. Dit mag nie tussen my en U staan nie. Hebreërs 10 skryf, laat ons tot God nader met 'n opregte hart, met volle geloofsekerheid. Kyk hoe pragtig skryf hy daar. Volle geloofsekerheid, opregte hart. My hart nie opreg en skoon is nie, is daar nie geloofsekerheid nie. En elkeen van julle moet dit hê. Dis wat my laat opstaan in die oggend, dis wat my 'n lied in my hart gee, dis wat my laat staande bly as die storms rondom my woed, is die feit dat ek weet ek is 'n kind van die Here Jesus Christus. Dis die bron van my vreugde, dis die bron van my vrede, dat ek weet ek is 'n kind van die Allerhoogste. Dis wat maak dat ek standvastig bly as die storms rondom my woed. Dis wat my motiveer om gehoorsaam te wees aan die woord van God, want ek is nie meer my eie nie, ek behoort aan Hom. En weet waarheen ek op pad is. Dis wat maak in my 'n begeerte gee dat ek wil heilig wees, sodat ek weet ek behoort aan Hom. Ons hart is immers gereinig van 'n skuldige gewete, en ons liggaam is gewas met skoon water. Hierdie goed staan vas, mense. Ongeag van my swakhede, ongeag van die feit dat ek nog val. Daar is geen veroordeling, sê Romeine 8 vers 1, vir die wat in Christus is nie. En kyk waar staan Romeine 8 vers 1, en staan daar Romeine 7. Met al die sukkel wat daar in 'n gelowige is, die goeie wat ek wil doen en ek doen dit nie, is gewas in Christus. Laat ons styf vas aan die hoop wat ons bely, want God is getrou. Hy doen wat hy beloof. Daar lê my sekuriteit. Nie in wat ek is nie, nie in wat ek voel nie, nie in wat ek ervaar nie, in geloof. Geloof aan wie hy is. Al gaan ek deur tye waar dit donker raak rondom my, al gaan ek deur tye waar God se stem stil raak om my, ek weet wie hy is, ek vertrou wat die woord sê, al ervaar ek niks daarvan nie, ek hou vas hieraan. Dis jou kosbaarste besitting. Die grootste wat jy het. Meer as al die rykdom in die wêreld, is dit die kosbaarste. En God sê dit. Dis vir hom die kosbaarste in jou. Dat jy vashou aan wat sy woord sê, al verstaan jy niks daarvan nie, al sien jy niks uitkoms daaruit nie, al weet jy nie waar jy jouself gaan bevind nie, hy is my koning, hy is my God, hy is my Heer. En hy is aan beheer. Ek sluit af, John MacArthur skrywe, the assurance of one gracious standing before God is not a small matter, but is actually the supreme blessing of the Christian experience. My grootste seëning wat ek in die lewe het, is dat ek weet verseker, hy is my koning en ek behoort aan hom. Maak nie saak wat se storms kom nie, maak nie saak wat se moeilikheid op my pad kom nie, dis wel met my siel. Ek behoort aan hom. Dit moet ons elkeen se getuienis wees. Moenie laat dit van jou weggesteel word nie. Jy is sy kind. Die grootste seëning en die wonderlikste seëning wat jy kan hê, is om dit te weet. Ek behoort aan hom. Here Jesus, ek sê vir U dankie. Dankie dat ons hierdie sekerheid het, en dat ons hierdie dinge kan wees. Daar's nie 'n ander godsdienst op die aarde wat sekerheid bring nie, behalwe by U en in U. U is ons koning, U is ons God. Ons hou styf vas in hierdie hoop wat ons bely, dat U is getrou, en U doen wat U beloof het, en ons is die objek van U beloftes, en ons prys U daarvoor. Maak ons oë oop vir soveel leuns van die duiwel rondom ons, wat hierdie dinge van ons wil steel, hierdie vreugde by ons wil steel, dat ons kan staan as kinders van die Allerhoogste, tot eer en verheerliking van U groot en U wonderlike naam. Ek bid dit vir elkeen van ons kinders, Here Jesus, wat hier is by ons, en elkeen wat na die boodskap luister ook,
dat hulle sal staan en sê, ek weet verseker, dat ek 'n kind van die Allerhoogste is. Nie deur my werk nie, maar deur u genade. Ons prys u daarvoor. Amen.